OK, vers 41 van Matteus 25. Nou, ons het nou die van 30 afgelees van die aan sy regterkant. Kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want, en dan het ons so gesien hoekom. Nou as hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee, dan beteken dit nie ek van die koninkryk verdien deur nou vir almal wat honger is kos te gee nie. Dit beteken net my hart word soos sy hart en ek doen dit want dit is my begeerte. Maar dan kry ons die ander kant, vers 41, dan sal hy ook aan die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. 'n belangrike deel daar, waarvoor was die hel gemaak? Vir die duiwel en sy engele. Dit was nie gemaak vir die mens nie, maar omdat die mens sondig. Omdat die mens in rebellie teen Vader is. Omdat Vader sê, hier's my genade, ek reik my hand uit na jou toe, ek wil jou red. Ons klap sy hand weg en sê nie dankie, ek's alright. Wat gebeur met ons? Hulle vervloekt is in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Gaan weg van my. En ons lees dit net, dis net sinne, op 'n dag, dan word dit vir ons werklikheid. As hierdie lewe ophou, as gevolg van ons liggaamlike dood, gaan ons lewe aan as gevolg van ons ewige lewe. Ons lewe ewig. Ons lewe net ewig in hel, of ons lewe ewig in die koninkryk van God. Maar ons kan nie ons bewussyn verloor nie. En wat 'n vreeslike plek om in te beland. Want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee, en ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee. En ek, hierso is Yeshua, is die skepper, is die almagtige. En ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie geherberg, naak, en het my nie geklee nie, siek, en in die gevangenis, en julle het my nie besoek. En dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Meester, Yeshua, almagtige, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdige in die ewige lewe. Nou vir ons wat weergebore is en Vader ken en in sy weë wandel en sy woord ondersoek en hom ag bo alles offers bring ter wille van hom, moet ons onsself hieraan ook toets. Hoe tree ek op teenoor my naaste? En omdat die woord is my naaste. Maar is nie my naaste nie, dan sal die woord nie gesê het naaste nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. En ek was naak en julle het my nie geklee nie. En ek was siek en ek was in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Vader sê ook, jy kan nie sê jy het my lief, maar jy het nie jou naaste lief nie. Want hoe kan jy my lief hê wat jy nie kan sien nie, maar jou naaste wat jy kan sien het jy nie lief nie. Nou as jy jou naaste lief het, dan sal jy uitreik na jou naaste. Jy sal omgee vir jou naaste. Nou, ons het laasweek ook gesien, tweeledig. Die fisiese en die geestelike, maar die klem op die geestelike. Was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Ek het van oseaan na oseaan geswerf. Ek het gesoek na herberg. Watter herberg? Die uiteinde, die aankoms, die beloofde land. Ek het gesoek, maar julle het my nie gehelp om dit te kry nie. Ek was naak. My skande was oralster. Almal het gesien hoe ek lewe, hoe ek lyk, wat 'n mens, en julle het my nie geklee nie. Hoe word iemand geklee? Ek moet my met Yeshua beklee. Wat gebeur as ek my beklee? Hoe beklee ek myself? Ek laat my doop in sy naam. Ek beklee my met hom. En wat gebeur met my sonde? Wat gebeur met my skande? Dis bedek. Dis weg. Ek was naak en julle het my nie geklee nie. Ek was siek. En ons geestelike mens word baie keer siek. Daar gebeur dinge in ons lewe veroorsaak dat ek geestelik swaar kry. Dat ek struikel, dat ek val. Gee ons om vir iemand wat siek is. Iemand het een keer gesê, die Christene is die enigste weermag wat die gewondes agterlaat. Alle ander weermagte gaan haal hulle gewondes en sit hulle in die hospitaal dat hulle kan gesond word. Maar as 'n ander Christen sien wat geval het, wat gewond is, dan los jy hom agter. Dis 'n skande. Ons moet dit nie doen nie. Ons moet na mekaar kyk. Siek en in die gevangenis. Gevangenis
baie keer gevange in ons eie gedagtes, in ons eie situasie, in ons eie idees, ons eie dwaling selfs. Soek ons iemand in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Nou, die fisiese, die vleeslike is ook belangrik. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Sien ons om na mekaar, gee ons om vir mekaar. Ek was naak en julle het my nie geklee nie. Ek was siek. Ek hoor van gevalle van ou mense, dan bly hulle alleen in hulle huis. Dan gaan die bure naderhand kyk en hulle sien, maar ons het baie lanklaas hierdie mense gesien beweeg. Dan is die ou oom of die ou tannie dood, lê daar in die huis. En as hulle die nadoetsondersoek doen, dan sien hulle maar hierdie persoon is lankal dood. Niemand het omgegee nie. Die persoon was siek, kinders gee nie om nie, vriende gee nie om nie. Dink net wat 'n alleen toestand is dit om dood te gaan. As iemand siek is, dan help ons. Dan gaan besoek ons. Dan gee ons medisyne as ons kan. En in die gevangenis is 'n moeilike plek om te wees. En ek dink dit is soos water in die woestyn, as jy in die gevangenis is en 'n geesgenoot kom kuier vir jou. Hoe tree ek op teenoor my naastes?